1 Korintiërs 3 praat Paulus met die kerkleiers. Nou ek weet nie hoeveel mense sien daai stuk so nie. Ek het hom baie lank gelees as iets wat hy vir my as 'n persoon sê. Maar as jy mooi gaan lees, dan praat hy eintlik met die kerkleiers en dan sê hy, hy begin hier bo by vers 9, van daar wil ek lees, is eintlik verder as dit. Hy sê, want ons is medewerkers, so hy praat met die leiers, ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Dan sê hy, volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê. Volgens die genade van God wat hy aan Ewart gegee het hy soos 'n bekwame boumeester die fondasie gelê. En die ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. So is ons almal daar by mekaar. Dis die fondasie. Ons is bou op die fondasie Jesus Christus. Dan gaan hy verder, dan sê hy, en as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels. Die eerste 3 klink vir my na goed wat waarde het, en die laaste 3 klink vir my eintlik na 'n klompie gemors. Dan sê hy, elkeen se werk sal in die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. Met ander woorde, is daar standhoudendheid in dit wat ons bo op die fondasie bou. Nou as jy verder gaan lees, hy eindig daar in vers 6 en hy sê, weet julle is die tempel van God nie. So hierso is die tempel van God. Maar hy sê verder aan, wanneer hierdie vuur kom en die toets kom, sal jy gered word, maar jou werk sal nie bly staan nie. So ek dink dis nie klein goedjies wat ons hierso oorwerk nie, want ons wil nie hê dat hierdie gemeente op Ewart gebou moet wees nie. Is ek reg? Want Ewart is tydelik, en Ewart gaan op 'n stadium nie meer hier wees nie. Gaan ons dan sê, nee maar goed, dan vind ons vir ons 'n ander plek en ons gaan daar saam bou? Nee, ons moet op Christus bou, en ons moet die regte goed bou, sodat dit standhoudend is. Maar nou wat ek vanoggend oor wil praat, het eintlik baie meer te doen met ons oortuigings van wat ons doen. Die oortuigings in ons lewe, dit wat ons glo oor goed, bepaal hierdie hele bouproses. En ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. En net om vinnig vir julle 2 stories te vertel wat dit illustreer, is hierdie vrou was op 'n lughawe en haar vlug is vertraag. En sy besluit sy gaan haar gunsteling pak koekies koop en 'n goeie boek het sy in haar handsak en sy gaan lees. En sy gaan sit en kort na sy gaan sit het, neem 'n vreemdeling reg langs haar stelling, hy kom sit hier reg langs haar en sy begin haar boek lees. En op 'n stadium onthou sy koekies en sy sien haar pak koekies op die bank langs haar en sy steek haar hand uit om 'n koekie te vat en toe sy dit doen, toe steek die vreemdeling sy hand saam met haar in die pak koekies. Maar sy is in 'n openbare plek en sy het haarself voorgenem, sy 2 ure haar vlug is vertraag, sy gaan nie haar nou self opwerk. En as die ou dan nou lus is vir 'n koekie, nou maar toe, dat hy nou maar vir hom vat. En sy eet haar koekie en sy lees verder en elke keer as haar hand na die pakkie koekies toe gaan, dan is die ou se hand daar en dan vat hy nou ook maar vir hom 'n koekie en sy voel hoe hierdie woede binne in haar opbou. En op 'n stadium wil sy haar hand so insteek en toe sy so kyk, toe is daar net 1 koekie, maar hy is toe nou net so bietjie vinniger as sy. En hy vat die laaste koekie uit die pak uit en dis toe vir die eerste keer wat sy toe nou moed het om in hierdie ou in die oë te kyk. En sy draai haar vol na hom toe, sy kyk hom so in sy gesig met irritasie en hy glimlag vir haar en hy breek die koekie in 2 en hy gee haar die helfte. En sy wip vir haar daar, sy vat haar handsak in haar boek en sy stap. Gelukkig is dit tyd om aan boord te gaan en klim op haar vliegtuig en kry haar sitplek, maar sy kook so aan die binnekant. En toe sy nou sit en stelling ingeneem het en sy wil haar boek uit haar handsak uithaal, die eerste ding wat sy toe so aanvat is haar pakkie koekies. Julle kan maar lag, dit snaaks.
Maar het julle gesien hoe alles op daai oomblik verander het? Alles. Die oomblik toe haar oortuiging verander van dit wat is, die werklikheid, toe verander die totale betekenis van dit wat gebeur het. Die ou langs haar, wat hierdie vermetelde ou was, is eintlik hierdie wonderlike ou wat sy hele pak koekies tot sy laaste koekie met haar deel, terwyl sy kwaad is vir hom daaroor. Net 'n ander illustrasie van dit wat ek vir julle sommer sal opsit hierso is 3 klipkappers wat besig is om klippe te kap. En 'n toerist wat by hulle verbystap, kom by die eerste ou en hy's moeg en hy's gesweet en hy's geïrriteerd en hy sê vir hom, "Wat maak jy?" En hy sê, "Ek kap baksteen uit hierdie klip uit." En die volgende ou wat hy bykom, lyk so bietjie minder moeg en so bietjie minder geïrriteerd en hy sê, "Wat maak jy?" Hy sê, "Nee, ek bou 'n muur." En hy kom by die derde klipkapper en hy's geglans op sy gesig en daar's 'n lied in sy hart en hy sê vir hom, "Wat maak jy?" Hy sê, "Ek bou die mooiste kathedraal vir die koning van die konings." Ons is almal besig om te bou. Weet ons wat ons bou? Weet ons waarom ons hier is? En ek het net so 'n paar vragies gevra. Waarom is ek hier? En daai ek is die ou wat in jou stoele sit en in jou skoene staan is, waarom is ek hier? Die volgende een is, waarom bestaan die gemeente? Wat's die doel van hierdie kerk? Wat is die doel van ons kerk? Nie die doel van, die volgende is die doel van die kerk. Ek dink die belangrikste eerste ding is, dat ek glo met my hele hart, dat kerk nie een vorm en een plek het nie. Ek glo nie dat daar een regte model of proses is vir kerk nie. Want kerk is nie hierdie gebou nie, kerk is nie hierdie program nie. Kerk is jy wat daar sit, en jy wat daar sit, verskil. Jy verskil in geaardheid, jy verskil in behoefte, jy verskil in opinie, jy verskil in kultuur, jy verskil in agtergrond. En ek dink nie, God het een spesifieke prentjie noodwendig in gedagte nie. Maar daar is tog 'n onderliggende doel van wat hy wil regkry. En verstaan ek dit? Verstaan ek in die eerste plek, wat is sy doel met die kerk gewees? Verstaan ek nommer 2, wat is sy doel met hierdie kerk gewees? Ek was saam met julle by julle verjaardag, ek het gehoor wat is die geskiedenis, ek het gehoor hoe die gees van die Here in Ewart se hart gewerk het met 'n nuwe plek, 'n nuwe manier, ploeg vir my 'n nuwe land, ploeg vir my 'n nuwe land. Maar verstaan ek, wat is die doel hiervan? Het ons bestaansreg? En wat is dit wat mense in ons omgewing en in ons gemeente nodig het, wat ons moet bied? So wanneer ons kom by 'n visie, dan wil ek net met julle 4 belangrike punte noem, wat ek glo deel moet wees hiervan. Jy weet, die woord van die Here sê baie duidelik, dat sy volk gaan ten gronde, weens 'n gebrek aan visie. En dis in my amper half soos die 2010 wêreldse sokkerbeker wat hier nou toe gekom het. Julle weet die hele hype wat daarmee saamgaan het en al die geld wat daar ingestoot is en die miljoene mense wat gekyk het en die miljoene mense wat gekom het en die duisende en duisende mense wat op die stadions was. Nou kan julle vir julleself net eenvoudig die prentjie indink. Dis op die FNB stadion, daar's 100,000 mense. Die wêreldse kameras en media is daar. Al die toeskouers sit daar opgewonde. Die lui, die skeieregters en die beamptes en die veld is perfek groen en die bal is daar en die spelers kom uit en hulle doen die volksliedere en toe hulle so omdraai en hulle gooi die bal vir hulle toe, maak een van die spelers, besef een van die spelers, iets is nie reg nie. En hy sê vir die ouens, maar waar is die goals, die doelhokke? En die beampte sê, nee, ons het nou mooi gesit en dink en sê, hierdie hele ding van gedrewenheid na wen en alles, dit is alles ongesond. Ons het besluit, ons gaan die goals wegvat. Ons gaan nie meer sokker speel met 'n doelhok nie.
Hulle sê, maar wat moet ons doen? Nee, ons gaan vir die pret speel. Ons gaan net die bal so 'n bietjie rondskop, en dan hardloop julle 'n bietjie rond, en julle doen, sal dit werk? Wat is die doel van sokker? Goals. Hoe wen jy? Jy moet, as jy nie, if you don't score goals, if there weren't goals in soccer, there wouldn't be soccer. Wat is die doel van my lewe? Elke iets wat ek glo in die lewe wat bestaan, elke enkele ding wat ons as mense uitgedink het, elke enkele ding wat ons gemaak het, was daar eers 'n behoefte voor ons daarmee opgekom het. Dis ek reg, 'n stoel, 'n tafeldoek, 'n waslap, 'n tandeborsel, 'n skoen, 'n serp, 'n motor, 'n wiel. Daar was eers 'n behoefte, eers 'n probleem, en toe het die skeppers van daai goed iets uitgewerk in dit gebou. Is ek reg? Wat was God se doel toe hy geskaap het? Wat se prentjie, wat se visie het hy gehad toe hy gesê het, kom dat ons mense maak? Wat is die eerste ding wat hy gedoen het na hy geskaap het? Het gesê dit is goed, en toe het hy gekom en in die oggend en in die aand het hy kom kuier. Dit is hoekom God geskaap het. Hy het geskape om te kom kuier. Hy het na sy beeld geskape. Hy het homself in dit gesit. Dawid wat sing gesê, hy het ons net so bietjie minder as die hemelse wese gemaak. Hy het kom kuier. En dis wat hy verloor het die dag toe ons besluit het, ons het 'n ander idee. Dis wat hy gemis het. Dis hoekom hy homself, sy seun gegee het, sodat hy weer gemeenskap kan hê. Wat is die doel van God toe hy geskaap het? En hoe pas ons by daai prentjie in? Het ons 'n prentjie? Het ons 'n visie? Weet ons waarvoor en hoe ons hierby inskakel? Wat is dit wat ons doen as mense vir ons vra, hoekom kom julle by mekaar? Wat is dit wat ons in ons harte voel, hoekom gaan ek? En wat maak ek hiermee? Of is dit iets wat ek hier kry, lekker voel, man, dis nou kerk. En dan huis toe gaan. Want as ons nie weet waarheen ons gaan nie, gaan ons nooit daar uitkom nie. As ons nie weet wat ons eindbestemming is nie, sal ons nie weet as ons daar aankom nie. En as ons nie weet waarvoor ons oefen nie, en waarvoor Dawid het gesê, hy leer my arms, my hande, om oorlog te voer. My arms kan 'n koperboog span. Het jy al in jou lewe 'n atleet sien oefen, vroeg opstaan, moeite, energie insit, net om goed te lyk en goed te voel? Daar's 'n doel. Wat is dit vir ons? Waar is dit wat ons heen werk? Ek het jare terug het ek 'n ouetjie een keer aangestel as 'n opleier wat 'n finansiële adviseur was, wat gewerk het in die veld. En hy vertel vir my die storie. Hy sê hy het dit gehaat om 'n polismous te wees. Hy het dit gehaat om in die aande te moes werk, om uit te gaan. Hy sê sy vrou en sy kinders het dit gehad. Hulle het altyd gekerm. Hoekom moet pappa nou weer uitgaan? Hoekom is pappa so laat? Wat is dis onregverdig. Ander kinders se pappas is by die huis. Hy sê op 'n stadium toe kom sy 2 tienerseuns na hom toe en sê, pa, kan ons asseblief 'n rubberdak koop? Hulle is vissermanne. Hulle wil 'n bootjie hê om te gaan visvang. Sy pa sê, ekskuus ouens, daar's nie geld vir dit. Hy sê, maar kom ek sê julle wat, kom ons sit en dan werk ons gou-gou net uit wat dit gaan kos vir ons om so 'n bootjie te koop. En dan hoeveel ons moet ekstra verdien sodat ons daai bootjie kan koop. En hulle werk dit uit, Dit kom neer op soveel polisse per week, soveel polisse per maand. Hy sê vir my, Stefan, daai seuns het my amper doodgemaak. Hy sê, waar hulle altyd gekerm en geklaat as ek moet gaan werk. Nou kom ek hierso, 9:30 in die aand sit en wag hulle vir my as ek instap en sê hulle, hoeveel polisse pa? Jy weet, as jy nie weet waarheen jy gaan nie, kan jy dalk op enige plek uitkom. Maar as die mense wat jy lei, en ek praat met elke een hierso, nie weet waarheen jy gaan nie, gaan jy die rede wees hoekom hulle almal verdwaal.
As jy nie weet waar jy nie gaan nie, kan jy nie vir hulle verduidelik waar jy nie gaan nie. En die oomblik as dit iets is wat hulle sien, wat hulle opgewonde maak, dan het jy 'n kans om daar te kom. En ons gaan verder oor dit nou praat. Die volgende deel is, as jy 'n visie, 'n droom het, sê vir my, wie glo enige iets is moontlik? Enige iets is moontlik as jy net bereid is om te doen wat gedoen moet word om dit te bereik. Kan ek net sien? Ek glo dit nie. Weet jy hoekom glo ek dit nie? Want ek het in my lewe al te veel idols gekyk. Het jy al gesien dat van daai ouens regtig, nie net glo hulle kan sing nie. Hulle glo nie net regtig hulle kan sing, hulle glo hulle kan wen. Soveel so dat hulle harder werk as enige iemand anders. En as hulle op daai verhoog staan, 'n totale gek van hulle self maak en die kenners sê vir hulle, hey seentjie, jy kan nie sing nie. Sê ek sal jou volgende jaar wys. Dan wen hy weer die hout mikrofoon. Ek glo enigiets is moontlik, maar ek glo nie enigiets is moontlik vir enigiemand nie. Ek glo nie enigiets is moontlik vir enige gemeente nie. Ek glo elke gemeente het 'n spesifieke doel, spesifieke kwaliteite, spesifieke talente, spesifieke fokusse, spesifiek toegerus vir iets en daar binne kan hulle enigiets bereik. Maar ons moet weet, waar is ons realiteite? Waar is ons kwaliteite? Waar is ons sterkpunte en ons swakpunte? Ons moet weet waar moet ons fokus en waar moet ons los? Wie wil ons wees? Waar wil ons verskil maak? Wat is ons realiteite? En binne in dit moet ons droom en werk. En dan dis die tweede punt. Eerste punt, ons moet weet waar ons gaan. Ons moet 'n droom hê. Ons moet 'n doel hê. Ons moet weet waar ons werk. Tweede, ons moet ons sterkpunte, maar ook ons realiteite ken. Weet wat ons is en wat ons nie is nie. Sodat ons onsself opstel om teleurgestel te word. En dan die derde punt is, weet julle wat? Scott Peck sê, daar's 2 redes hoekom mense nie doen wat hulle moet doen nie. 2 redes. Nou, ek stem nogal met hom saam. Die eerste rede hoekom mense nie doen wat hulle veronderstel is om te doen nie, is vrees. Vrees vir die onbekende, vrees vir mislukking, vrees vir teleurstelling, vrees vir mislukking, vrees. Die tweede rede, luiheid. Laziness. Ek's nie bereid om in te sit wat ingesit moet word om te kry wat ek moet hê nie. Wat het ek nodig om vrees te beveg? Wat het ek nodig om vrees die hoof te bied? Iemand? Weet jy, Karel, of trek jy aan? My dogter gaan so daar agter, maar ek dink sy trek net haar top aan. Wat het ons nodig? Courage. Moed. Die moed van jou oortuiging. Om risiko's te vat, om goed te doen wat ek nog nooit gedoen het nie. Einstein sê, as jy iets anders wil hê, moet jy iets anders doen. Hy sê, it's insanity to keep on doing the same things and expect different results. You want something different? Do something different. Jy wil iets anders hê, jy wil iets anders hier hê, dan kan jy nie aanhou dieselfde goed doen nie, want dit gaan nie vir jou ander goed doen nie. Maar dit vat risiko's, dit vat 'n strek, dit vat 'n uit jou gemaksone klim. Dit gaan oor dat ek is bereid as 'n lid in hierdie gemeente, as dinge nie meer heeltemal is soos ek daarvan hou nie, maar ek weet waar ons gaan. As dit deel is van dit, dan doen ek dit. Ek moet iets doen wat ek nog nie gedoen het nie. Nee, maar nou nie dit vir my, dit pas nou nie binne my verwysingsraadjie. Okay, stem jy saam met die visie? Stem jy saam waarheen ons gaan? Besef jy dat dis wat ons gaan moet doen? Risiko's. Derde ding. Eerste ding, het ons 'n visie. Tweede ding, ken ons swakpunte en ons realiteite. Derde ding, is ek bereid om risiko's te vat? Is ek bereid om goed te doen wat ek nog nie gedoen het nie? Is ek bereid om uit my gemaksone te klim? Vierde ding, die lewe gaan nie oor my nie.
Life is not about you. Die lewe gaan nie oor my nie. Life is about other people. Christus het nie gesterf vir homself nie. Christus het nie liggaam geskep vir homself, vir jou nie. Hy het nie jou gered vir jou nie. Sy groot boodskap gaan sê, gaan gee die goeie nuus. Gaan vertel die goeie nuus. Ek het versoening bewerkstellig. Ek het 'n plek gemaak, ek het 'n pad gemaak. Ons kan weer gesels. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor mense wat sonder betekenis lewe. Dit gaan oor mense wat instikkend vasgevang is. Dit gaan oor mense wat hom nodig het om 'n lewe van vervulling te kan lei. Ek praat nie van hemel en hel nie. Ek praat van die aarde. Ons kan hom Papa noem, want ons ken vir Jesus. Hoeveel kan hom nie dit noem nie? It's not about me. It's not about you. It's about other people. Dit gaan oor ander mense. So as ek met die leiers praat, sê ek vir jou, goed, so jy weet waarheen jy gaan. Weet jou mense waarheen jy gaan. Want as jou mense nie weet waarheen jy gaan nie, gaan hulle die rede wees hoekom jy dit nooit gaan bereik nie. En as jou mense weet waarheen jy gaan, leier, hoe voel hulle oor waarheen jy gaan? Want as hulle nie in daai prentjie is nie, en as hulle nie opgewonde oor daai prentjie is nie, gaan hulle so swaar gewigte aan jou hang op pad soontoe. Maar as hulle dit kry, as hulle in dit is, as hulle dit sien, en dit maak hulle opgewonde, sal hulle jou energie wees. Hulle gaan jou aanmoedig, hulle gaan jou dryf, hulle gaan vir jou sê, hoe nou, waar nou, wat nou, hoeveel pole is dit, pa? Ons sien die boot, ons sien die visse wat ons gaan vang. Daai 4 dinge. Het ons 'n visie? Ons kan vandag sê ons het. Weet ons wat ons swak en sterkpunte is? Dis dalk iets waaroor ons moet tyd spandeer. Weet ons wat dit gaan beteken as ons hierdie pad begin? Is ons bereid om die risiko's te loop? Is ons bereid om die pad aan te durf en die dinge te doen wat ons nog nooit gedoen het nie? En is ons besig om 'n verskil in ander mense se lewens te maak? Ons almal het 'n spesifieke modus operandi wanneer ons betrokke is by die kerk, wanneer daar dinge gedoen word, wanneer ons in die diens sit. Ons gedrag verskil mos. Ek sal hoor, hier is een wat so lekker skree, halleluja! En ek seker iemand het gedink, nee, asseblief tog. Ek hou nie daarvan as hy dit doen nie. En dan is 'n paar ouens wat ek sien wat hulle hande in die lug insteek en daar is hier en daar ou wat hande klap en dan is 'n paar wat so staan. Reg of verkeerd se voet, dit gaan nie vir my daaroor nie. Daar's 'n rede hoekom party mense optree in 'n diens soos optree en ander mense anders optree, nê? Nee. Nou ons kan nie hier voorkom staan as leiers sê hierdie gemeente steek hulle hande op, almal. Van nou af as ons sing, julle steek julle hande op. En volgende Sondag as jy kom dan is daar so 'n paar sitplekke minder. En dan volgende keer sê ons nee, maar in hierdie gemeente praat ons so, ons sê nie dit nie. Die volgende Sondag as jy kom is daar nog 'n paar sitplekke minder en miskien 'n paar nuus by. Want dit wat bo gebeur is bloot net die punt van hierdie ysberg. Want reg hier onder hierdie gedrag van my, is daar goed wat ek voel. Is ek reg? En hierdie gevoelens gaan te paard met gedagtes, wat gevoelens skep, wat uitvloei in my aksie. Is julle met my? Elkeen van ons, maar stem julle saam, ons is in dieselfde situasie, dieselfde lied speel, dieselfde prediker staan hier voor, maar almal van ons dink verskillende goede en voel verskillende goede en doen gevolglik verskillende goeders. Ja. Val oor my woorde. Hoekom is dit dan so? Want ons almal het 'n verskillende oortuiging van wat kerk is. Ons almal het 'n verskillende oortuiging van wat hier moet gebeur. Ons almal sit hier, want sekere van daai oortuigings deel ons. Maar sekere van daai oortuigings deel ons nie. En as ons dan nou hierdie gemeente na 'n plek toe wil vat, en ons as leiers wil daarbo 'n spesifieke gedrag hê, of 'n spesifieke uitkoms hê, dan het ons nodig om te praat oor, waarom is ons hier? Wat is dit wat ons wil regkry?
Hoe lyk dit as ons dit doen? Want die oomblik as ek my oortuiging oor iets verander, volg die gedrag. Ek hou daarvan om die storie te vertel van iemand wat jy ken, of wat ek ken, en hierdie persoon irriteer my verskriklik. Ek beskou hom as arrogant, opinionated, nee, soos in sy eie maniere vasgevang, dink te veel van homself, en elke keer as hy praat, dan dink ek iets, en dan voel ek iets, en dan wys dit op my gesig, of ek stap uit 'n vergadering uit, of ek. Maar eendag sit iemand met my, hy sê, en ek sê vir hom iets oor die, hy sê, nooit, dis nie hoe daai ou is nie, kom ek vertel jou 'n bietjie van die ou, en hy vertel my van sy agtergrond, en hy vertel my hoe groot geword, en hy vertel my die verskil wat hy maak, en hy vertel vir my wat so ongelooflike, diep, sagte mens is dit, en ek hoor van dinge wat hy deur is, en ek kyk na die ou, en ek sê, wow, ek kom tot 'n ander oortuiging, ek sien hierdie ou skielik heeltemal in 'n ander lig, môre praat hy presies soos hy gepraat het, hy doen presies wat hy gedoen het, en skielik in my hart voel ek vir hom, jammer, en lief. Die oomblik, dit is hoekom ons die boodskap dra, ouens. Dis die wonder van die evangelie. Dis die enigste ding wat mense op slag kan verander, permanent sonder dat jy daaroor hoef te dink. Want die oomblik as jy oortuig word van dit wat Jesus gedoen het, en jy aanvaar hom in jou lewe in, dan word daar hier binne, word daar goed oorgeskryf, op slag. Ons noem dit, ek kom tot bekering. Wie van julle onthou daai dag toe dit gebeur het met jou? As dit op 'n dag gebeur het. Daai dag toe jy besef het wat hy vir jou gedoen het. En jy was 'n ander mens. Opslag. Wat is ons oortuiging van die werk wat Christus gedoen het? Wat is ons oortuiging van die evangelie? Wat is ons oortuiging vir ons by mekaar kom? En daai dinge is wat ons moet regkry. En as ons dit kan regkry, sal die gedrag van die gemeente iets wees wat ek nie eens oordink of wonder of aanwerk nie. Dit sal net van self gebeur. Want hieronder het alle mense op aarde 'n Godgegewe behoefte vir aanvaarding. 'n Godgegewe behoefte om iewers te behoort. Om deel te kan wees van iemand of iets iewers wat hier binne resoneer. Om 'n plek te kan hê waar ek veilig is, waar ek deel is. En 'n behoefte om 'n verskil te maak. 'n Godgegewe behoefte om nie 'n lewe te lei wat as ek eendag dood is, geen betekenis te gehad het nie. Dis waarmee ons besig is. Hoe speel ons as ons gemeente daai rol? Nou ek gaan vinnig hierdie volgende ene deurgaan, want dis meer rondom die leiers, en dan wil ek hierso by Koromdeyo se visiestelling kom. Ek is so te sê klaar. In hierdie visiestelling, glo ek, is die totale, volledige evangelie vasgevang. Die totale rede hoekom Christus gekom het. Dink julle Christus het gekom om die Romeinse ryk 'n bloedneus te gee? Want party Jode het dit geglo. Dink julle Jesus het gekom om die paar siekes wat hy gesond gemaak het, te kom gesond maak? Jesus het gekom vir 'n baie diep doel, wat ek glo vervat is in die woorde wat julle leiers na 'n dag van stoei en sukkel. Ek beloof julle, dit was nie maklik nie. Behalwe dat dit 'n moeilike onderwerp is dit 'n groep mense wat nogal ernstig voel oor wat hulle doen. En nogal verskillende opinies het oor goed, nê? Wat goed is. En toe kom hulle op met die en daai en dit, en ons vat weg en ons breek af en ons sê, maar beteken dit ook? En uiteindelik, dit wat hierso neergekom het uit almal se harte en almal se oortuiging gekom. En wat hierdie gemeente moet doen, is om daai sleutelwoorde te gaan vat en gesê, hoe gaan ons dit doen? Het hulle al iets enigstens van dit gesien? Niks. Juist nie.
Goed. Nou, die eerste woord, ons is 'n omgee gemeente. 'n Omgee gemeente. Ek sien Christus in dit. Ek sien hom dit as die rede hoekom hy gekom het. Because he cares. Omdat hy omgee. Ons is 'n omgee gemeente, toegespits op eie tydse. Wie van julle is hier omdat julle half moeg is om kerk te speel? Wie van julle is moeg hier omdat julle moeg is vir groot woorde wat niks beteken nie? Hoeveel van julle is hier omdat julle moeg is vir preke wat rondom stories praat? En stories vir my, en nie 'n graaf kan noem, soos wat 'n graaf is en 'n graaf lyk en graaf doen nie. Wie van julle is hier omdat julle moeg is vir kerk speel? Wie van julle is hier omdat jy relevant wil wees in terme van jou begrip van wat in die woord staan en wat dit beteken vir ons wêreld daar buite? Eie tyds. Dis ons sin. Is vir nou, is vir vandag. Dis nie vir verlede of vir die toekoms nie, dis vandag. En die woord. Wat sê die skrif? Sê vir my, daai boek waaruit ons lees, is dit die woord? Ons hou daarvan om te praat van die woord van God. Is dit die woord? Wie sê ja? Moenie jou hand opsteek nie. Wat sê Johannes 1 vers 1? In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword. Wat het ons heel in die begin gesê, is die fondasie waarop ons bou? Jesus Christus. Hy is die woord. Hy is groter as hy boek. Hy is wyer as hy boek. Hy is meer en dieper en in meer dinge en plekke en bronne en mense as daai boek. Eie tydse verkondiging van die woord. So as ek vir mense moet kan sê, wat doen ons? Waarmee is ons besig? Kom hier dat ons vir jou kan omgee. Kom hier dat jy kan sien waaroor die woord werklik gaan. Kom dat ons vir jou meer vertel van hierdie fondasie waarop ons bou. Die een wat al die verskil maak. Dit sodat jy jou huisbak gesprek om mense te nooi kan regmaak. Ons gee om. Kom voel, hoe voel 'n gemeente wat omgee. En weet julle waar kom die moeilike deel nou? Is om as 'n gemeente mekaar in die oë te kan kyk en sê, wat beteken omgee? Hoe lyk dit? Hoe voel dit? Hoe doen 'n mens dit? Wat gaan 'n ou maak as hy daar instap? Of wat moet ons maak as hy daar instap dat hy voel? Ons gee om. Koromdeio is 'n omgee gemeente, toegespits op die eie tydse verkondiging van die woord. Dis die visiestelling. Wat hieruit volg, is elke enkele aksieplan van hierdie gemeente. Ek wil hê julle moet vir mekaar sê, wanneer enige iets op 'n agenda kom vir hierdie gemeente om te doen, om vir julleself te vra, gaan dit ons help om beter om te gee? Gaan dit ons impak in 'n wêreld daar buite wat nodig het om te hoor waaroor gaan dinge werklik? Gaan dit ons beter maak daarmee? Gaan die mense werklik waar bekend gestel word aan die woord, Jesus Christus? En dat ons elke enkele plan, elke enkele aksie, elke enkele ding wat ons doen, wat nie hier bydra nie, sal skrap. Sê ons doen dit nie. Het sy dit 'n nuwe gebou is, het sy dit 'n nuwe program is, het sy dit 'n nuwe reeks is, het sy dit wat se ding ook al is, gaan dit hier aan vir ons help uiting gee. Amen.